Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Psalm 116, ons sing daar verse 1 en 5, kom ons sing dit tot eer van die Here. Geliefdes, na die wet dan sing ons gesang 270 vers 1 en 2 en dan na die geloofsbelijdenis die derde vers, gesang 270. Maar kom ons luister eers wat die Here vir ons vra in sy wet, hier in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Geliefdes, daar in Kolossense 1 word van God die Vader gesê, daar in die 12de vers praat hy van God die Vader en dan sê hy in vers 13, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hier in ons skrifgedeelte vanmôre, woorde wat hiermee ooreenstem, Efesiërs 5 vers 8, sê daar, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Hierdie waarheid kom tot elkeen van ons en met hierdie waarheid kom ons spreek ook die 12 artikels in die hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons luister na die woord van die Here daar in die Nuwe Testament, Efesiërs 5. Ons gaan daar lees van vers 1 tot en met vers 21. Kom ons bid eers saam. Here God, almagtig, en dankie dat ons vanmôre hier kan wees, so in blydskap, so bevoorreg, omdat ons begenadigde sondaars is, gereinig deur die bloed van ons Here Jesus Christus. En daarom, Here, 'n blydskap, maar ook 'n geleentheid, 'n oomblik van erns, waar ons ook vanmôre hier kon sing en hoor ontwaak. Ons sien 'n wêreld wat nog aan die slaap is. Baie mense nog vas in die slaap, wat maar voortleef in ongeloof en goddeloosheid. Maar Here, so wil U kinders ook wakker maak, om elke dag ook wakker te wees. So is U besig ook met daaglikse bekering, sodat ons die sonde daagliks kan afskud,
So wil U vir ons gereed maak. Here, so is U besig deur die Gees om ons ook reg te skaaf vir U heerlikheid. Dankie Here dat U vir ons nie maar net so los in ons ellende nie, maar dat U vir ons ophelp. Dat dit U is wat vir ons krag gee en moed gee, ook wanneer dit swaar gaan. En so bid ons Here vir hierdie gemeente, vir elkeen. U ken elkeen se behoeftes, U weet vanmôre wat in elke hart leef. En daarom vra ons Here, deur die Gees, gee vir ons 'n opregtheid van hart. Om vanmôre ook in opregtheid hier te wees en werklik te luister na U woord. Om dit ter harte te neem. Dit werklik te gaan leef tot eer en verheerliking van U naam. En so vra ons Here dat U met elkeen sal wees. U weet van elkeen wat hartseer is, bekommerd is, onseker is, verward is. Ons dink aan hulle wat siek is, hulle wat hartseer is oor geliefdes wat afgesterf het. En ons vra Here dat U die hartseer trane sal afdroog en sal krag gee, moed gee, ook daar op die siekbed, en hulle wat om die bed staan. Dankie vir U genade, en Here, ons bid, wees ons sondaars asseblief genadig. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Skrif Efesiërs 5 daarvan vers 1. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in liefde soos Christus ons ook liefgehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaal. Ook nie gemeenheid en dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Want dit moet julle weet dat geen oreerder of onreine of gierige aard wat 'n afgode dienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie, want vroeër was julle in die duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. En beproef want die Here welbehaaglik is. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar. Want alles wat openbaar word, is lig. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op dat julle nougesed wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere, en sing en psalm sing in julle harte tot eer van die Here. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is
in die vrees van God. Tot sover. Ons teksvers, daardie vers 16, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Geliefdes, ek is sedert 18 September 2010, dis 'n lang tyd, 15 jaar leraar van hierdie gemeente. Dis 'n lang pad wat 'n mens saam met 'n gemeente en saam met lidmate stap. Jy leer hulle lief en jy leer hulle leed. Jy raak werklik lief vir hulle. En daarom as hulle siek word, operasies ondergaan, hulle ander beproewings ervaar, swaar beproewings, of ja, ook sterwe, dan vat dit werklik aan 'n mens se hart. Die afgelope tyd was veral so 'n tyd met baie gevalle van siektes en afsterwes. En ek kan nog goed onthou, toe ek hier gekom het, was baie van ons ouer lidmate, ons lidmate wat nou oud is, was baie jonger gewees, baie aktief gewees nog, aktief genoeg om fisies nog te help met bazaare en ander aktiwiteite. Vandag is hulle nie meer, baie van hulle nie meer in staat om werklik fisies te help nie. Die kragte, die gesondheid laat dit maar net nie toe nie. Maar die wonderlike, as 'n mens so by hulle kom en jy luister, dan klop die harte nog warm vir die Here in sy kerk. Maar die ou liggaam wil nie meer nie. Die gees is gewillig, maar die liggaam wil nie. En dan natuurlik, soos ek gesê het, sommige van hulle reeds afgesterf. Daar waar ek by die siekbed of die afsterwe van lidmate gekom het, en dis die boodskap vanmôre, het 'n mens besef hoe kort en hoe kosbaar hierdie lewe is. En ons vergeet dit maklik. Ons gaan aan in hierdie gejaag van hierdie ou lewe, en ons vergeet hiervan. Jakobus kom en hy sê dit so goed eintlik daar in Jakobus 4 vers 14. Hy vertel hoe kortstondig hierdie lewe eintlik is. Hy sê, dis tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Daar in Psalm 90 hoor ons ook daar die bekende woorde. Ons sê dit baie keer van mekaar ook, vers 9 wat sê, ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. Vers 10 van Psalm 90, want gou gaan dit verby en ons vlieg daarheen. Daarom my broer en suster, om maar net weer te besef, om bewus te raak hiervan, dat hierdie tyd wat God vir ons hier op aarde gee, is werklik genadetyd, genadetyd uit sy hand. En dan is dit 'n skande, 'n jammerte, as jy hoor oor watter sondes Paulus hier met die mense moet praat, die mense van sy dag. Waarskynlik, en as 'n mens die voorafgaande hoofstuk lees, baie van hierdie gelowiges wat vars nog oorgekom het uit die heidendom. En daarom herinner hy vir hulle so, hy kom sê vir hulle hier in vers 8, hy sê, want vroeër, onthou dit, vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. En dan sien ons na alles wat hy hier aanspreek, hierdie mense, of baie van hulle moet ons dan nou sê, wandel nie waardig hulle Christelike roeping. Hulle het sondes van die duisternis aangevang, as ons hier lees, 'n verskeidenheid van sondes.
En jy skaam jou daarvoor, hoerery, allerhande onreinheid, afgodediens, losbandigheid, dronkenskap, ongepaste lawwe, oppervlakkige praatjies, onreine praatjies. Hoor jy dit? Alles dinge wat die heiliges nie betaam nie. En dis hoe dit daar, om het so te sê, soos dit daar in vers 11 gestel word, om gemeenskap te hê met die onvrugbare werke van die duisternis. Kan jy verstaan dat Paulus bekommerd is? Dat hy met 'n ernstige saak hier kom, 'n ernstige wekroep. Vers 14, as hy sê, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode, in Christus sal oor jou skyn. Hy sê vir hulle, julle moet wakker word en besef waarmee julle werklik besig is. Want julle bevind julle tans op 'n dwaalweg ver weg van God se weg, ver weg van die dinge wat vir God welbehaaglik is. 'n Ernstige wekroep, my broer en suster, keer terug na die weë soos dit navolgers van God betaam. Daar in vers 10 en 11, wat hulle weer gesê word, hulle tree op as onverstandiges en onwys is, wat nie regtig die wil van die Here verstaan nie. En daarom daardie baie ernstige oproep, en dis die oproep tot elkeen van ons vanmôre, koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Nou maar sê vir mens, die boosheid was lankal daar, van die sondeval af, deur die eeue heen, en vandag, my broer en suster, as ons kyk om ons en ons luister, dan sien ons dit steeds daar. Die verskriklike boosheid voor die sonvloed, onthou jy dit, het jy dit gelees? Hartseer om te lees, is eintlik skokkend om hierdie woorde te hoor, Genesis 6 vers 5 en 6, Genesis 5, toe die Here sien, dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink het, altyd deur net sleg was. Hoor bietjie mooi nou, het dit die Here berou dat hy die mens op aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. Hoe verskriklik. En my broer en suster, wat sien en hoor ons in ons dag? En mense is eintlik bang om nuus te kyk, te luister daarna. Want jy kan nie glo wat het mense nou weer aangevang, wat sê mense? Baie boosheid van die duisternis wat plaasvind. En dis asof mense in vandag se tyd, net soos Paulus kan uitroep en wil uitroep, ontwaak! Kyk, waarmee is julle besig, besef julle nie? Dan besef 'n mens dat mense wat hierdie dinge aanvang nie werklik die Here, nie die Heilige Gees in hulle harte en hulle lewe het nie. Want hierdie boosheid reis in teen die vrug, die werk van die Heilige Gees. En daarom wat Paulus ook hier kan sê in vers 9, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. En daarom die Heilige Gees wat dring tot die werke van die lig. Die Heilige Gees wat vir ons dring tot goeie werke, tot werke van die lig, dring om getroue navolgers van God te wees, om te wandel in die liefde van Christus, om te doen wat God welbehaaglik is. Die Heilige Gees, my broer en suster, wat dring tot lofprysing en danksegging in die Here, om te praat en te doen, tot eer van die Here. Daarom as mense môre gaan sit en gaan dink maar ander dag ook hieroor. Jy kan op baie maniere eintlik die genade tyd wat God van ons hier gee, gaan mors, verspil. En jy kan nie glo mense verspil hul tyd met sulke dinge, met die sondes wat hulle aanvang, deur onnodige twis.
rusie, beklei. Hoeveel tyd mors mense deur mekaar te haat en onvergewensgesind te wees, deur bitterheid en vergelding en wraak. Die Here wat kom en hy gee vir ons geleentheid tot kosbare stilte tyd. Kosbare tyd daar in die binnekamer, ons Bybel lees, gebed, dit wat tot sielsverryking lei. Wat maak ek daarmee? Het baie mense dit nie maar verruil vir die wêreldsdinge nie? Het die wêreld of is hy besig om hierdie tyd, hierdie geleentheid by ons weg te neem, te steel? My broer en suster, deur die Heilige Gees, en dis wat die Heilige Gees in die gelowige kind se hart wil doen. Hy wil ons gedagtes vul met ryke verkwikkende woorde van God se woord. Hy wil ons harte vul met die woorde van psalms en gesange, geestelike liedere, gedagtes en woorde van bemoediging en van vertroosting. En ek en jy moet volhardend daarvoor bid, want dis wat hy in ons harte wil bring. Maar as ek maar die hele tyd net in duisternis wil wandel, dan word my hart en my gedagtes vol van en oorheers deur die bose. En dan weet ons, en ons sê dit baie keer, gedagtes gaan tog oor in woorde en in dade. Maar die Heilige Gees, wat vir my en jou wil help om my tyd, my dae, in Bybelse wysheid deur te bring. Deur te bring ten spyte van 'n bose ou wêreld waar ek by bly en bly. Ek gaan dalk maar net een ou voorbeeldjie, en dis maar 'n klein voorbeeldjie. Ek gesels ander dag met 'n troue rugby ondersteuner daar van die noorde, troue rugby ondersteuner. En vroeër jare sê hy gereeld daar rugbywedstryde bygewoon, daar op die paviljoen gaan sit, dit geniet. En deesdae sê hy bly weg. Hy bly weg daar. Hy is te skaam om sy kinders saam te neem. Oor die drinkery en die lelik praat en die vloek en beklei. Een dag wat hy daar was, ander kere ook, was daar 'n geveg daar op die paviljoen. Sê hy, nou bly ek maar tuis en ek kyk maar TV by die huis. My broer en suster, ook daar moet 'n mens jou Christenskap kan uitleef. Daar in die kerk, dan sê hulle is kinders van die Here, maar as hy daar op die paviljoen kom, dan is hy 'n ander mens. Ook daar moet ek kan doen soos dit heilig is betaam. En nie verval in allerhande boosheid en losbandigheid nie. Dit geld nie maar net daar op 'n paviljoen nie, maar by 'n braaivleis, by 'n konsert, 'n onthaal, in my ontspanning, by 'n vergadering, by my huis. Om die tyd uit te koop beteken beslis nie om my oor te gee aan losbandigheid en te reken, kom en laat ons eet en drink en maak en breek soos ons wil, en kom ons wees maar losbandig, want dalk gaan ek môre dood. Nee, my broer en suster, het vra dat ek hierdie genade tyd wat God my op aarde gee, voluit tot eer en verheerliking van sy naam gaan leef. Ek kry tyd om in liefde en omgee met my vrou, my man, my kinders, my kleinkinders, my familie, my vriende, my geloofsgenote saam te leef. Daar is nie tyd vir tydmors dinge, vir onnodige beklei, vir haat, vir liefdeloosheid, vir wraak nie. Nee.
My broer en suster, maak tyd vir vergifnis. Vir omgee. Vir lief hê, vir onderskraging, vir voorbidding. Wees vergenoegd. Wees dankbaar teenoor die Here. Ja, die Here roep op sy tyd. Deur sy genade roep hy vir ons tot wedergebore, tot bekering, tot geloof, die wortelbekering, maar die Heilige Gees roep en dring ook tot daaglikse bekering. So belangrik, Hebreërs 3 vers 7, daar skryf die Hebreërs skrywer sê, daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering. Let wel, nie môre, nie oormôre, vandag. Geliefdes in die Here Jesus Christus, koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Amen. Kom ons bid saam. Here God, gee dat hierdie ook 'n wekroep tot elkeen van ons is. Ons wat op baie maniere besig is om eintlik die kosbare tyd wat U vir ons gee te mors, te verspil. Deur sondes, onnodige sondes. Daarom bid ons, Here, dat U Gees ons sal opskerp. Ons sal laat wakker word, ons wakker sal hou, om hierdie waarheid vas te hou. Om te weet, koop die tyd uit. Ja, Here, gee dat dit vir hierdie gemeente, vir elke lidmaat, elke gelowige, 'n belangrike werkroep sal wees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, Gesang 99. Gesang 99, daar vra 'n gebed, vers 2, hervorm my hart, my krag, my rede. Maak my al meer die beeld gelyk, vorm my wil en ook my wandel, dat in my denke, spreuke, handel, en alles slegs U beeld sal blyk. Herskep opnuut, o Heer, my lewe tot U eer. Kom ons sing dit, al twee verse, Gesang 99. Here
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.